Ontdekkers, baie welkom by vandag se aanlyn les. En ons maak ongelukkig klaar met die reeks God van Wonders, die storie van Moses. Nou julle, ons het 'n klomp goed van Moses geleer, maar ek wil vandag by iets baie belangriks uitkom. So Moses hulle is nou daar in die woestyn tussen niks en nêrens, en op 'n dag sê God vir Moses: ek wil vandag vir die Israeliete die 10 gebooie gee. Mamma, pappa, julle kan die storie van die 10 gebooie lees in Eksodus 20 vanaf vers 1 tot 20. Nou mooietjies, hierdie 10 gebooie is eintlik baie eenvoudig. Dit sê vir ons net dat die 10 gebooie is die resep wat God wil hê ek en jy moet lewe. Dis wat hy graag wil hê ons moet kan toepas. Nou, weet julle wat? Ons kan dit slegs doen as die Heilige Gees in ons hart is en ons help. Want hy is ons helper. So, daar's baie van hierdie waarmee ek ook nog sukkel, maar weet jy wat? God bly nog steeds lief vir my en die Heilige Gees kom help my elke dag om dit net weer te kan regmaak. As ek 'n fout gemaak het, sê hy vir my, dis oukei, ons probeer weer. Of ons doen dit hierdie kant toe of hierdie kant toe. Maar wag, ek wil nou vir jou die 10 gebooie leer. En ek het handbewegings wat ek daarmee saam doen. En dit maak dit nogal partykeer maklik om te kan onthou. So, is jy reg? Hier kom dit. So nommer 1 sê, daar's net een God. Daar's niemand soos God nie. Nommer 2 sê, ek mag nie voor ander gode buig nie, want hulle is fake, hulle bestaan nie regtig nie. Dan, nommer 3 sê, dat God se naam is belangrik, sy woord, ons moet mooi dink, voordat ons net God se naam gebruik. 4 sê, dat Sondag is 'n rusdag, en ons moet kerk toe gaan, want God het gerus op die 7de dag, nadat hy die aarde gemaak het. 5 sê, dat ek met my ouers salueer, soos in die army, en ons moet luister na hulle, want hulle leer ons van Jesus. 6 is soos 'n geweer, mag nie iemand doodmaak nie, maar ook wil ek hê, jy moet onthou, woorde maak seer. So as ek lelike woorde vir iemand sê, dit maak hulle harte baie seer. Dan, nommer 7 is belofte. Nou hierdie is eintlik maar vir mamma en pappa as hulle trou, wat hulle beloof, hulle sal altyd lief wees vir mekaar en altyd by mekaar bly. Maar ek verander hom vandag net so klein bietjie om vir jou te sê, dat as jy iets beloof het vir iemand, dan moet jy dit doen. As jy beloof owe, moet jy dit doen. Jy kan nie teruggaan op jou belofte nie. Dan nommer 8 is, maak ons 'n masker en dit lyk soos 'n boef. Jy mag nie steel nie, want dis nie mooi nie. 9 is wanneer ek sê, ek gaan nie jok nie, skelds honor. In die flieks wys hulle dit gewoonlik, as jy in die hof is, het die mense hulle hand so op die Bybel, en met hulle ander hand hou hulle dit so reg op om te sê, dat dit wat ek nou gaan sê, is die waarheid. Ek gaan nie jok nie. Maar dan, nommer 10 sê, dat ek mag nie iets van iemand anders begeer nie. Nou julle, begeer is 'n baie groot woord, maar hier's 'n maklike ene. Jy vat al 2 jou hande en jy maak of jy dit gryp. Ek mag nie iemand anders se goed vat en dit myne maak nie. Dit sluit aan by die steel, wat ons ook nie kan doen nie. So mooietjies, daar het jy dit, die 10 gebooie met handbewegings, en ek hoop, jy gaan dit ook onthou vorentoe. So, die 10 gebooie is God se resep om vir ons te wys hoe ons moet lewe. Kom ons maak ons oop toe. Here Jesus, baie dankie vir vandag, dat ons kon leer, dat daar's 'n resep hoe U wil hê ons moet lewe. Jesus, en op die einde van die dag sukkel ons maar nog steeds, of ons groot of klein, oud of jonk is, ons sukkel maar. Maar Jesus, dankie dat die liefde so groot is, en die genade soveel groter is, dat U ons elke keer kom help, om net weer 'n keer te kan probeer. Dankie Jesus, dat U ons nooit alleen los nie, en dat U vir ons veg, en dat U 'n plan het met ons lewe. Here, en dankie dat U ons redder is, dat U ons sondes kom vergewe. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Maatjies, ek hoop regtig jy het hierdie reeks geniet, en ek sien vir jou volgende keer. Bye bye julle.